Wat was oom se heel grootste hoogtepunt as 'n speler? Man, ek sal sê daar's nie 'n heel nie, dit is 'n stappe wat deurgaan, wat elkeen in 'n hoogtepunt is. In standaard 5 is graad 7, toe ek weet, toe ek al eintlik die 3de jaar rugby gespeel vir die skool, weet van graad 3 af. En ek was die 2de jaar toe in Oos-Transvaal gekies en kaptein van die span, en dit het my verskriklik beïnvloed, weet dat ek dit kon regkry, weet. Daar was nog iemand anders ook van die laerskool wat in Oos-Transvaal gekry het, vir net die 1 jaar, maar ek het dit vir 2 jaar gekry. En goed, daar het my rugby, ek was mal oor rugby geweest, maar daar het ek so 'n bietjie 'n goeie skop gekry, en dan die ander een wat my, weet wat fantasties was, is toe ek Kruimeweek gekry het. Kyk, ons was stedelik, ons proewe gehou hier om stedelik span te kies. Die Oos-Transvaal span was baie sterk, weet. En dit is al hierdie groot skole van weet, op Springs, Brakpan, Boksburg, weet, al hierdie groot skole hierdie kant, en dan Platteland, was van Nelspruit af, deur op Bethal, Volksrus, Standerton, weet, al hierdie groot, Witbank, Middelburg, hulle was Platteland, en dan die finale, dan elkeen 'n span gekies, en dan die finale proewe was dan gewees, dan die span van Platteland en die span van stedelik. En ek was so start 8 gewees, en ek het die span gehaal en gespeel, ek het 'n goeie wedstryd gespeel, maar nooit gedink, weet, gaan dit nie maak nie, weet, dit is te jonk. Ek speel amper teen hierdie ooms. Maar in elk geval, ons was in 'n Afrikaanse klas gewees. Dit was die donderdag. Ons het die woensdag die proewe gespeel, en die donderdag sit ons Afrikaanse klas in, om AP Skols, hy het altyd die nuus gelees op Afrikaans, AP Skols. Daai tyd, en hy oor die interkom, hy sê hy wil net hierdie aankondiging maak, weet, ek het Kruimeweek gekry, Oos-Transvaal Kruimeweek. Yes! Ja, dit was groot. Ek weet, daar moes 'n reaksie in die klas gewees het. Verskriklik, hulle het hande geklap, en die hele skool het gedreun. En toe nou die volgende ene wat ek geweet het, weet, ek gaan deurgaan, is in 1970, toe ek nog onder 20 was, toe ek vir Carlton vir Tikkies eerspan speel. Ek het daai hele jaar al die wedstryde gespeel, ek het teen al die ouens geskram, groot name, Gys Viljoen, Hans Weber, weet, ek het nooit teen Mof gesak nie, want hy was ook 'n loskop, maar dit sterk manne, weet, wat vir Oos-Transvaal, Chris Swanepoel, hy het ook vir Noord-Transvaal gespeel. Ek het hulle almal gevat. Hulle het nie een van my laat swaar kry nie, en ek het deurgedruk, en daar het hulle begin skryf dat, weet, ek miskien 'n toekoms het om Springbok te speel, weet. En dit was toe ek dit reg gekry het om, weet, ek was eintlik 20 jaar oud toe ek begin het, weet, om Carlton rugby te speel. So, dit was 'n groot hoogtepunt, en ek het geweet, dit kom. Oom se gunsteling spanmaat, nou nie net op toer nie, oom, die lekkerste ou saam met wie oom ooit gespeel. Ja, nee, ek en Dan Doep, het was maar, weet, ons is een gewees, ons het goed saam gespeel. Weet, ek was saam met Minder ook baie in hotelle gewees, maar ek en Dan het altyd maar, weet, saam, weet, hulle het ons maar so geplaas, maar ons wil by mekaar gewees het. Ons het baie goed gedoen, en nee, dit was, ek sal sê vir Dan, maar nou as ek vir Dan vat, dan kan ek nie vir Willie uitlos nie. Want ons as 'n eenheid was sterk geweest, en dan as ek hulle 3 vat, dan kan ek nie 2 slotte uitlos nie. Vir Mouner en vir Louis Moelman nie, weet, dit was 'n fantastiese weet, span, daai, weet, wat goed gedoen het. So ek ook gesê het net, weet, die 16 vaskoppe taak is nie maklik nie, en nie een keer 'n vaskopstryd verloor nie, weet, al die wedstryde wat ons gespeel het ons gewen. Selfs die toetse wat ons gespeel het, ons het teen die Leeu's nie een keer, ons het Piston van Wyk die vaskopstryd gewen, in al 3 toetse wat ons gespeel het. Nou, dis lekker as 'n ou daarom hoor wie aan oom se sy wou hê, maar ek dink die lekker stories rondom 'n braaivleisvuur gaan ook maar daaroor om te weet, jy weet, daar's soveel goed wat ons nooit as toeskouers weet nie. Die kleedkamer praatjies en so. Maar en ek dink veral nou in die voorry.
Was daar ander opponente, vaskopstutte, ander voorrye wat oom hulle geïntimideer het, vir wie hulle bang was? Ja, nee, ek kan met eerlikheid vir jou sê, niemand nie. Nee, daar was niemand, vir my nie, ek glo ook nie vir Daan nie, en ek kan ook nie vir Daan praat nie, maar vir my glad nie. Daar is ouens wat, ek het 'n tegniek gehad, ek wil eintlik 'n grassie gebring het, 2 grassies en vir julle gewys het. Ek het 'n tegniek gehad, jy moet reg skram, jy moet vir jou sorg, jy moet jou nek en jou rug sterk maak, sonder om jou nek te beweeg. Ek het dit verskriklik baie gedoen, jy staan op jou knieë, dan vat jy 'n gewig, Ronnie Potgieter het so 'n ding gehad, wat hy net later vir my gee, dan sit jy 'n harnas oor jou kop, en dan vat jy gewigte, jy kan tot 20 kg vat, weet, as jy so stadig opgaan, dan haak jy dit daaraan, jy staan op jou hande, knieë, af tot by die gewig, dan haak jy hom vas, dan tel jy jou nek op, en dan druk jy met jou hande, weet, doen nie daai beweging, jou rugspiere werk, jou nek werk, jy maak jou nek seer nie, jou wervels kan nie seer kry nie, maar jy maak jou sterk, en as jy dan ingaan in 'n skram, is jy het hom geoefen, en dan staan jy hard en reguit. As jy 'n dun grassie vat, ek het altyd baie vir die skoolkinders wat ek afgerig, ek het baie plekke afgerig, jy het voorspelers en van my voorrye, dan vat ek 'n dun grassie wat reguit is, dan druk ek hom, hy breek nie, hy wil nou in my vleis ingaan, dan vat ek 'n dikker grassie, wat nou sommer baie dikker en sterker moet wees, dan druk ek hom, dan knak hy, koep, wat nou net bietjie gebuig is, dan druk jy hom, dan spring hy uit, en dis jou rug. As jy nie jou rug soos daai klein grasie kan hou nie, dan gaan jy sukkel. En dan, weet jy's net sterk in jou rug, en weet, daar is niemand wat jy het daai tegniek, weet, ek het altyd so 3 skrams die ouens gevat, ek het nooit aan die begin al my krag vir hulle gegee nie, ek het net 'n sekere hoeveelheid gegee, en gekyk wat maak hy, dan hoor ek, hy begin het, dan weet ek het hom, hy's flat out, ek is nog so 10-15% oor wat ek kan gaan, en selfs met die hele span, dis hoekom as ons dan, hy sê ja, en dan skiet jy, kom daai krag deur, en dit het baie goed gewerk, as jy nou dink aan 77 se Karibeker finaal, ons sal seker net nou daar praat, wat het daai eerste skram gebeur, en die tweede skram, daar het ons die Karibeker gewen, net daai 2 skrams. Wat gee oom hoop in Suid-Afrika, of hoop vir Suid-Afrika? Ons Christendom definitief die eerste, weet, as jy nie dit gaan uitleef, weet ons volk, weet nie, dan gaan Suid-Afrika, weet, hy gaan val, weet, en daar is definitief oplewing in die kerke, weet, as ek dit so kan noem, in die kerke. Ja, ek het gedink ook aan sport, ek het dit nou net nie, wat ek vergeet het, sport definitief, as die Springbok die wêreldbeker wen, dan weet die hele wêreld dit, almal weet dit, die ou wat sokker speel, hy hoor dit, en hy sien dit ook op TV en orals, en dan swem en tennis, enige ding, die atlete wat nou so goed doen met atletiek, ons is op die map, almal weet van ons. Ja. Ek dink wat vir my nou lekker is, in die lig van die stukkie wat ons nou gesels het, 'n mens kan oom se hart hoor, en ek dink dis die rede hoekom ek aan hierdie vraag gedink het, wat is die grootste verskil tussen oom Nick Besuidenhout, die rugby speler, en dan oom as persoon? Was daar 'n verskil, nou so 'n bietjie gepraat oor, julle moes maar beklei op die veld. Ja, nee, daar was definitief 'n verskil, weet, jy het nou nie heeltemal 'n persoonlike verandering ondergaan, dat jy anders optree en goed, maar wat net normaalweg mens raak stil, weet, dit is so. Ek het die wedstryd wat ons sou gaan speel, het sê maar teen WP, speel ek daai, jy kan nie glo nie, ek speel daai wedstryd oor en oor en oor, wat kan gebeur, wat as dit gebeur, wat moet jy doen, ek speel nie daai wedstryd, en jou eetgewoontes raak anderster, jy kan nie sommer net eet en met 'n vol maag gaan rugby speel nie, daar's baie dinge wat verander aan jou, wat jy moet doen. Maar as mens is ek 'n mens, ek geniet vriende, ek geniet braaivleis, ek is 'n vriendelike mens, ek dink nie aan rugby nie, ek is vry bietjie, geniet my vrou en kinders,
Maar met rugby, moet hulle nie my sukkel as ek my reg kry vir 'n wedstryd nie. Dit ou raak stil. Dit is so, almal raak stil, weet. As ons dan in die kleedkamer sit, dis doodstil. Doodstil. Daai het 'n groot verandering van daai tyd nou toe, groot. Nou help my so 'n bietjie met dit. As ons nou daar, kom ons dink oor die Karibebeker finale, daai toetse teen Engeland, teen die Britse en die Ierse leeu's. Wat het deur oom se gedagtes gaan? Oom is gekies, oom gaan Stit speel teen hierdie wêreldklas span. Wat was 'n Stit se werk in daai tyd? Nee, weet jy moet bal besit van 'n vaste faset af. En dis wat hom Bierman goed dit herhaal het en laat so doen het lyn staan en skrams en dan ook aan die vaste los om daai bal in die hande te kry. Jy moes daai bal jy moes nie terugbeweeg nie, jy moes vorentoe gaan, weet soos wat is vandag. As jy vorentoe beweeg en jy's in beheer van die skram, dan het jy baie beter kans om goed te doen. Veral jou agterlyn, dit kom vinniger weg en skoner en hulle dan kan 3 gedruk word en daar is so 3 gedruk wat ons die ouens weggedruk het. En dan die agterlyn kan gaan weet 3 kan gaan druk. So dit is belangrik. Balbesit, sorg dat daai bal uitkom as jy elke bal verloor as jy is op jou kant of loskopkant en jy gee daai bal vir jou opponent, dan sit jy soveel druk op jou span, want dan moet dit verdedig. Terwyl jy as jy die bal kan wen en vaskoppe ook kan wen, dan is dit aanval. En jy kry meters op die veld, jy gaan vorentoe. En dit is belangrik om as jy opgestaan het in 'n loskram en jy nou gesoeg en gesweet en jy kyk so waar is die bal, daar is 5 tref van die doellyn af van hulle doellyn af, magtig en dan is jy reg. Maar as jy kyk waar is die bal, omdraai, kyk waar is die bal daai kant, 5 tref van jou doellyn af, wag nee. Dan is jy moeg. Ja, ek wonder of die agterlynspelers dit ooit sal besef hoe hulle harte breek partykeer. Maar hulle kan kwaad, hulle het baie kwaad geword vir ons as miskien balle nie vinnig genoeg kom nie. Ja. Hulle was gewoond geweest. Weet vat nou met daai wedstryd wat ek nog sê toe Oos-Transvaal. 16 keer in die spel het hulle die bal gekry, ekstra. Heerlikheid. Hulle het nou nie geweet wat met daai bal te maak nie. Ek dink hulle sou later gesê, hoor jy so gee 'n bietjie vir Oos-Transvaal op die bal man. Dat ons kan tackle. Dat ons bietjie kan tackle, ja. Oom het gesê oom sien uit baie na hierdie vraag. So ek gaan hom vir oom vra, Toyota of Ford? Ja, definitief. Wat dink jy? Ford. Okay. Ja, nee, ek het redes daarvoor. Een is sommer net vinnig in die ou tyd toe ek klein was met die politiek hier in Suid-Afrika. Dit was die Delmas mense, ons is die nasionale party. Dit was die Nattes en dan die Verenigde Party was die Sappe. Nou dit het so uitgewerk dat die Nattes die nasionale party Fords gery het. Regtig, Fords gery het en die Sappe, die Verenigde Party ouens het Chevrolet, daar's nie Toyota sulke goed geweet. En dit het so gebly en daar was baie keer amper gevegte daaroor, weet oor die Ford en ek het so groot geword. Ons het 'n custom gehad. Ek dink dit is 'n custom geweest toe Fairline Ford, toe Zodiac, toe Cortina, weet dit my pa gery, weet en dit was Ford. As oom een bord kos kan kies, wat wil oom graag eet? Ja, weet dit is maar net 'n steak, weet, soos jy nou weet dat nou een daar is by jou. Maar hy moet dis nie sommer enige steak nie. Dit moet 'n steak wees wat ryp gemaak is. Hy moet so 4 weke in die yskas lê, gevacuum 'n lekker dik steak, 3 cm dik. En dan moet jy hom in vlamme gaar maak. Nie op 'n vuur wat baie keer warm is en dan weer koud is nie. Jy moet hom vlamme gee. Vuur warm, sit hom op dat hy vlamme is en braai net vinnig om en hy brand vinnig deur. En dan moet hy medium na rou wees. Medium na rou wees. En dan moet jy as jy begin eet met jou 30-6 net agter jou sit, dat as daai steak begin hardloop, as hy te rou is, dat jy hom dan kan terugbring. Het oom 'n stokperdjie of iets wat oom doen wat mense nou nie van sal weet nie? My stokperdjie was maar my lewe op plaas. Goed, toe ek nou Delmas toe gekom het na my rugby, het ons 'n bietjie daai 3 jaar wat ek kredietbestuurder was, het ons golf gespeel. Ek het my golfnaam afgebring na 12 voor gee toe.
En toe begin die boerdery vir 17 jaar in Bitterman gespeel. Daar was nie eintlik kans vir dit nie. Maar ek speel nou nie meer nie want my knie pla my so bietjie. En ek hou nie daarvan om karretjie te ry en golf te speel nie. Wie was die heel snaakste ou saam met wie oom ooit rugby gespeel het? Die ou wat die beste humorsin gehad het. Dirk de Vos. En ek het 2 jaar saam met hom gespeel in 72 en 73 het hy toe nou opgehou. Hy was op sy einde gewees. Hy kon nie ophou nie. Hulle het Mouner het hom nie geken nie, weet soos ek hom nou geken het nie. Hy kon nie stil sit nie. In die vliegtuig het hy die mense mal gemaak dat hulle naam vir hom vra sit stil. Hy gaan sit sommer op 'n tannie wat daar sit, gaan sit op die skoot of slaan op die skouer en sê, "Hier's vir jou doppie." En hey, is my plek hierdie, weet. En hy maak die mense mal en hoe meer hulle kwaad word en party van hulle lag en geniet dit, maar hoe rowwer raak hy. Ja, en dan grappe maak en as hy iemand sien dan het hy 'n beskrywing van daai een, maar nou nie normale beskrywings en goed nie. Nee, hy was rof en dan die ander Wick Booyens, ken vir Wick Booyens. Ja, wat senter gespeel het vir ons ook. Hier, hy is nou nog so, as jy hom daar wil jy raakloop. Wick is nog dieselfde. Hy bedui hom, hy weet en dit bedui net en gaan aan en nee, hulle twee was erg geweest. Het oom 'n gunsteling plek waar oom vakansie gaan hou of bietjie gaan afskakel? Ja, dis maar in die Bosveld. Ek is mal oor die Bosveld oor stilte. En dan langs hy vuurtjie sit in die aand en nie jag nie. Ek hou nie van jag nie. Ek is nie 'n jagter nie, soos een van ons matrieks gesê het, hy jag met 'n kamera. Hy neem die diere af, weet hy maak hom nie dood nie. Ek en Gerda is ook so, weet ons. Ons is mal daaroor. Ons het baie gekamp, karavaan gehad en baie gekamp, Wildtuin, ander plekke, doodstil, rustig. Die nageltjies en die skopseltjies wat so skreeu. Dit is dan wonderlik. Dan roep ons hulle met ons selfone. Gaan ons op Wikipedia toe dan kry ons die weet hulle roep daar. Dan kom daai van die nageltjies. Hulle kom sit tot hier by jou, soos wat die lig is. En dan kan jy hom nou mooi bekyk. Hy vlieg ook nie want hy hoor daai geluid. Maar as hulle van ver af dan hoor jy hom so sag, weet. En die skopseltjies ook, weet nou, hulle twee verskillende geluide, maar albei is fantastiese geluide. Dan kom hy al nader of hierdie ene roep, dan roep een daar, dan roep hulle vir mekaar. En dan dit is net ongelooflik. En as jy nou die hyenas hier by jou het in die kampe, weet ons daar in die Wildtuin, dan die hyenas net aan die kant die draad en die leeu's wat brul, weet dit is wat sy lewe gewees. Al sit jy langs 'n rivier en daai rivier raas, weet wat oor klippe loop en hy daai gekabbel. Dis rustigheid. Dit maak jou rustig en kalm, maar die see, weet, toe ons jonk was, het ons net see toe gaan, vergeet die Bosveld, weet, ons wil gaan swem. En al die dinge daar gaan doen by die see, maar nou dat jy ouer geword het, is dit nou rustiger om daar te sit en dit in te neem en te beleef. En jy kry sommer net 'n bietjie weer lus vir die lewe en dit is lekker om te lewe en sê dankie dat jy lewe en daai tipe van ding. Was daar 'n oomblik in oom se lewe wat toe dit gebeur het of miskien 'n gesprek wat oom gehad het wat oom se lewe onherroepelik verander het? Wat oom besef het hierna sal dinge nooit weer dieselfde wees nie, dis anders. Ja. Positief of negatief? Negatief. Ek nou mooi dink. Die een nou niks met sport te doen nie. Die ander ene, dis nou eintlik twee wat my geraak het. Die een is wat Laurens Prinsloo wat agter my flank gespeel het. Ook onder 20 of onder 20 tikkies wat gesterf het op die rugbyveld. Ek het gelees. En ons het op die B-veld geoefen en toe sê Hentie, ek sê nou Hentie, ons het later gesê Hentie, hardloop, sprint aan die kant van hierdie doellyn na daai doellyn en sprint terug. Die ou wat laaste is, die laaste 5 ouens moet weer dit doen. Eers ons hardloop tot aan die kant en ons hardloop terug en Laurens hardloop so voor my, weet. Hy is net so eentjie voor my. En ek sien hy slek af, hy hardloop stadiger. En ek sê vir hom, ek gaan so by hom verby en ek slaan hom op die bout nogal. En ek sê vir hom, Laurens, kom, jy gaan laaste wees. Dis die laaste woorde wat hy gehoor het op aarde. Sjoe.
Ja, maar om 'n lang storie kort te maak, hy's toe maar dood gewees, het was hom daar sien, toe is hy dood. Hy het koronaar, sy koronaar wat ons later gehoor het verstop. Ons het vir Elementer gaan roep, weet wat is loskakel toe gespeel het op daai stadium vir Tikkie se eerspan. Hy was 'n mediese dokter, maar hy kon niks doen nie. Hy het probeer, ouens het probeer om asemhaling gee, noodhulp gee en daai tipe van ding, maar hy het sommer gesien, jy weet, hy's weg. Ek het myself gesê, ek gaan nie hartseer word as ek hierdie storie vertel nie. Joe. Wat ek dink dis die belangrike ding want wat het vir oom verander in daai oomblikke? Wat het dit oom se uitkyk op die lewe, Ja, oom se bewussyn van hoe verganklike mense is? Ja, nee, definitief. Weet dat ou moet maar weet voluit lewe en reg lewe, verantwoordelik lewe. Nee, dit het definitief 'n verandering gebring, weet my uitkyk. Weet hoe dinge loop en jou Christenwaardes en daai goed, alles maar deel daarvan gewees. Oom, laaste vraagie by daai segment, en dan gaan 'n ou nou so 'n bietjie in oom se lewensstorie, wat ons nou klaar klomp dinge van geraak het, maar wat sal oom sê is die een eienskap wat oom van oomself hoog ag? Wat is oom, nie nou trots is 'n snaakse woord, maar as oom in die spieël kyk dan voel oom ek dink dis okay. Ek hou van myself in hierdie lig. Nee, dit is, ek het net dit genoem, ek is 'n verantwoordelike mens, ek was verantwoordelik van kleins af, weet, as jy verantwoordelik is, dan kom 'n ander goed by, jy's meer vriendelik, jy word nie sommer kwaad nie, jy probeer so min as moontlik droog maak, daar's nie ding vir droog maak nie. En weet ek was in matriek is ek hoofseun gewees en dit het baie geleer, weet, jy moet so 'n karakter hê wat jy met jou medemens weet kan saamwerk en hulle moet lief wees vir jou en jy moet lief wees vir hulle, nie vir almal nie, maar jy gaan nie vir hom wysies nie lief vir hom nie. Maar jy moet jou karakter en jou goed moet jy uitwys vir die wêreld. Jy moet vir ander mense lief wees, jy moet daar's so baie dinge wat mens kan noem. En ek was so 'n mens, weet,